Nou net so 'n paar gedagtes ten opsigte van koring, huidiglik in die wêreld word daar 766 megaton van hierdie koring verbou. Dis die tweede grootste graankomponent natuurlik, maar iets baie interessant van koring is, en enige saad is, dit het al die potensiaal in hierdie saad om 'n oes voor te bring. Alles wat moontlik is, lê in hierdie saad. Die enigste ding is, jy kan hierdie saad so los, en dit gaan alleen wees. Of jy kan die moeite doen, en dit plant. En in daardie oomblik, wanneer dit geplant word, ondergrond is, dan verander dit vorm. Is nie amazing nie? En dit bring voort lewe. Uit hierdie saad kom voor, wat ek en jy nooit aan gedink het nie. Nooit besef het nie. En is iets wat Jesus ons ook inbring in die storie in Johannes 12. Nou iets besonders net is dat ons lees baie keer oor hoe Jesus gesterf het, maar ons lees nie baie keer oor die betekenis van sy dood nie. Ek weet nie of jy al ooit daaroor gedink het nie, want vir baie van ons is die betekenis van Jesus se dood die feit dat hy ons sondes op die kruis geneem het. Maar in Johannes 12 kom help Jesus self ons om oor die betekenis van sy dood te dink. So ek wil jou gou net in die storie intrek, nee. So kan ek jou so oomblik terugvat, 2000 jaar terug. Mense wat van heinde en verre kom vir Pasga, Jerusalem toe. Maar tussen hierdie mense is daar 'n paar ander ouens ook. Hulle is die ouens nou al wat in Jesus begin glo het. Daar's 'n klomp ouens wat gehoor het van Jesus se wonderwerk. Een van hulle natuurlik spesifiek is Lazarus, wat uit die dood uit opgestaan het. En hierdie mense, hierdie ouens wat Pasga toe kom, is daar 'n groepering mense ook wat kom vir Jesus. Hulle wil Jesus ontmoet. Maar ook hulle wil vir Lazarus sien, hy wat uit die dood uit opgestaan het. Want ek wil, hallo, een van daai gedeeltes waar ons baie keer moet besef, ons wil graag goed sien, voordat ons dit moes glo, is dit nie? Nee, in hierdie oomblik is ons in hierdie spasie waar al hierdie mense is. En deel van hierdie groepering mense wat daar is Grieke. En die interessante ding van Grieke van daardie tyd is, hulle was die ouens wat filosofie aangehang het. Hulle sou ook van filosoof na filosoof gegaan het, van godsdienst na godsdienst. Hoekom? Hulle was die gemeenskap wat soeke gehad het na waarheid. En hulle wou dit ontdek. En eintlik wanneer Johannes praat oor die Grieke, dan sluit hy eintlik al die nie-Jode in. Want dis volgens hulle wie eintlik die Grieke was. So dan sien ons in hierdie gedeelte, en dis op die journey waar ek saam met jou vanoggend wil gaan. En ek wil jou uitnooi, gaan lees bietjie Johannes 12 as jy by die huis kom. Nee, daar is soveel rykdom in hierdie gedeelte wat Johannes vir ons skryf, dat ons kan dit nie alles hanteer vanoggend nie. Maar ons gaan gedeeltes daarvan uithaal. So hierdie Grieke kom natuurlik na Filippus toe, en wat vra hulle hom? Hulle vra hom, meneer, ons wil Jesus sien. En interessant is, Filippus gaan nie na Jesus toe, hy gaan eers na Andreas toe. Nou, of hulle nou eers bespiegel het, moet hulle dit vat na Jesus toe, dit weet ons nie. Maar ek dink in daai gesprek was dit, okay, maar hierdie ouens gaan uiteindelik vir Jesus praat, maar ons moet dit vir Jesus sê, want as hy uitvind, en ons het dit nie vir hom gesê nie, jy kom ons aan dink. En hulle gaan na Jesus toe, en hulle sê vir Jesus, hoor hierso, hierdie Grieke wil jy ontmoet. En jy sal nou vir jouself dink, daai respons. Okay, bring hulle. Ons moet hulle die gesprek aan hê. Maar dis glad nie wat Jesus doen nie. Inteendeel, Jesus sê, die uur het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dink gou net saam met my oor hierdie uur. Het sê dat alles in 'n oomblik in die wêreldgeskiedenis tot op 'n spesifieke punt gekom het. Die oomblik in die geskiedenis. Nou, ek wil jou gou terugvat, net na Genesis toe. In Genesis 3
is daar hierdie gebeurtenis wat plaasvind natuurlik. Nee, die slang, ons ken die storie. Hierdie oomblik waar die slang natuurlik vir Eva 'n klomp goedjies sê en Eva op die einde van die dag respond. En dan sê God iets spesifieks. Hy sê uit haar nageslag en uit jou nageslag sal daar teenstrydigheid wees. Hier sal 'n oomblik wees. Jou nageslag, wat hy praat natuurlik van die vyand, van die bose, en hy praat van uit hierdie vrou, die nageslag. Maar hy sê, hy sal kom. Hy, wie is hy? Hierdie oomblik wat hier plaasvind, die uur het gekom, hy sal kom en hy sal jou kop vermorsel, maar jy sal hom in die hakskeen byt. Die oomblik waar ons iets moes verstaan van die een wat gaan kom en die tipe dood wat hy gaan sterf. En hierdie oomblik sê Jesus, hierdie uur het aangebreek, en daardie oomblik wat die wêreld na waarheid soek. Hy sal my stem vanoggend net dat die wêreld nog steeds na waarheid soek. Hulle is nog steeds op soek na. Hierdie oomblik breek aan waar Jesus sê, my uur het gekom. So net om te verstaan ook, hoekom gebruik hy die gedeelte seun van die mens? Seun van die mens is iets wat Jesus baie gebruik het. Het was 'n gunsteling komponent om hom natuurlik mee te vereenselwig. En hierdie was iets van sy lyding en verheerliking wat hy met homself gekonnekteer het. En iets wat belangrik is dat as ons dink aan misverstande wat sou plaasgevind het uit die messiaanse verwysing, die woorde wat sou gebruik het, probeer hy dit vir my. En daarom gebruik hy hierdie woord as beskrywing, die seun van die mens. En dit help ons om te verstaan dat hierdie seun van die mens 'n beskrywing kondig aan die manier hoe hy gaan sterf. Alles waarvoor hy gekom het, alles wat gebeur het in die geskiedenis, die uur het gekom op hierdie oomblik. Jy sal dink, hierdie disippels wat 'n verwagting gehad het, dat hierdie koning, hierdie belofte, nou gaan realiseer as Jesus dit sê, is dit hierdie kroningsoomblik. Maar dis nie wat plaasvind, nee. Dis nie wat gebeur, nee. Dis nie oorwinning hoe mense daaroor dink en verstaan, nee. Maar dat het uitgebeeld deur die kruis. Ek wil net hê jy moet iets verstaan is, dit was die manier hoe die Romeinse ryk mense doodgemaak het. So daar was baie kruisigings. Dit was nie net Jesus nie. So wat het anders gebeur dat die kruis van Jesus 'n ander betekenis het? Hoekom sal dit die manier wees? Hoekom sal dit die oomblik wees wat Jesus sê die uur het gekom vir die seun van die mens? En Johannes help ons eintlik om iets verder te verstaan. Hy sê nou, dis Jesus, is my siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Ek wil net hê jy moet gou-gou die menslikheid van Jesus hier raak sien. Want ek dink ons mis dit baie keer. Ons besef nie die angs wat hy beleef het, hierdie oomblik van spanning nie. Onthou, alles berus op hierdie gedeelte van wat God besluit het en hoe dit sal uitspeel. En nou kom hy en nou sê hy, maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Dit was die doel van alles. Dis hierdie oomblik hoekom God mens geword het, is juis vir hierdie oomblik in die geskiedenis. En nou sê hy, Vader, verheerlik U naam. Daar het toe stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Hoor gou. Johannes sê vir ons, daar was 'n klomp mense wat hierdie gehoor het. Jy kan jouself indink, jy wat om Jesus staan en Jesus wat hierdie goed sê en jy verstaan dit nie regtig nie en in 'n oomblik kom daar 'n stem uit die hemel uit. Wat praat oor verheerliking?
Die basiswoord van daai woordjie verheerliking is die woordjie doxa. Die heerlikheid van God wat sal seëvier. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer doen. Hierdie oomblik wanneer 'n koning wat aan 'n kruis sterf verheerlik sal word, wanneer die opinie van God 'n realiteit sal word, dit wat ek en jy lankal moes verstaan het, in hierdie oomblik sal iets gebeur. En hy sê dit vir die mense, hy sê hierdie stem wat julle hoor, is nie vir my alleenlik nie, maar is vir julle. Iets wat julle nou moet verstaan, iets wat 'n duidelikheid moet word in jou lewe, iets wat jy nou moet vasmaak in jou hart. Hierdie gebeurtenis, hierdie oomblik is hier juis vir jou. Sien, wanneer ons na die kruis kyk, sien die wêreld pyn. Maar God wys heerlikheid. Hy wys 'n koning wat bereid is om vir sy mense te sterf. 'n Koning wat sy lewe opgee. Maar ek dink iets wat ons mis, want baie mense haak net af, Jesus het sy lewe vir my gegee, maar ons besef nie regtig wat gebeur het in daardie oomblik nie. En hier is dit wat hy vir ons sê. Hy sê, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Hy bring ons in daai spasie om te verstaan dat, kan ek en jy gou net vir mekaar sê, dat alles in hierdie koringkorrel daar ten opsigte is van die oes, maar alles wat in hierdie oes kom, presies dieselfde as hierdie koringkorrel. Jy oes nie iets anderste nie. En Jesus bring ons by die plek om te kan ontdek en te sê dat, luister, hier is iets groots binne in hierdie sterwe van Jesus, dat dit eintlik lewe voortbring. As ek en jy besef, wag 'n bietjie, hier's iets wat gebeur het in die oomblik in die tuin, waar dood kom heers het. En nou kom hy en hy sê, as hierdie koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly dit alleen. Dit bring nie voort waarvoor dit bestem is nie. En Jesus gebruik homself om te sê, ek is hierdie koringkorrel. Hierdie koringkorrel wat in die grond gaan ingaan. Hierdie koringkorrel wat in hierdie oomblik, in die duister, en daardie gedeelte waar jy nie sien nie, gaan voortbring. Wat voortbring? Lewe. Hier is iets belangrik vir my en jou, want wanneer ons na die kruis kyk, sien ons dit nie baie. Ons sien nie nuwe lewe op die kruis nie. Ons sien dood, soos hierdie wêreld, wanneer hulle mense aan 'n kruis gesien het. Wat het hulle gesien? Sterf. Wat het hulle gesien? Hulle het gesien chaos. Iemand wat die wêreld kom negatief beïnvloed het, of doodgemaak het. Iemand wat op die einde van die dag nie hier hoort nie. Maar wanneer ons na die kruis kyk, sien ons iets anders. Dis waartoe Jesus ons vat. Hy sê, en as ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui aan wat se dood hy gaan sterf. Iets van die kruis wat God oplig. Iets van die kruis wat ek en jy moet verstaan, wat vir soveel mense in daardie wêreld iemand was wat nie hoort nie. Kom God en hy gebruik hierdie beeld om mense naam toe te trek. 'n oomblik waar ons iets anders te sien, nie deur dwang nie, nie deur skuld nie, iets wat ons verstaan oor God se liefde, want so lief het God die wêreld gehad, maar hy sê iets groters. Hy sê daar is geen groter liefde as die wat sy lewe vir jou gee nie. En in hierdie oomblik ontdek ek dat Jesus, wanneer ek na die kruis kyk, sy lewe gegee het. Hy is vir my en jou gebreek. Hy doen dit vir my en jou. Sodat voortgebring kan word. Nuwe lewe. Dis die aantrekkingskrag van die kruis. Dis ewe skielik waar ek ontdek, hierdie is die beeld van liefde. Dit wat die wêreld verag het as haat, bring God in 'n oomblik en hy sê, hierdie is liefde. Hierdie is liefde van iemand wat gaan na 'n oomblik in die geskiedenis, wat alles op hom vat vir hulle, sodat hy kan voortbring nuwe lewe. En dan, interessant, sê hy iets spesifieks. Nie net trek hierdie kruis ons aan deur die liefde nie, maar daar is iets wat gebeur
Hy sê nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. En nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. Hy sê, wanneer ons die woordjie wêreld hoor, dan dink ons baie keer aan mense. Dis die eerste waarna ons kom gaan, want ons dink aan oordeel en hoe God mense oordeel. As ek en jy besef dat dood 'n heerskappy gehad, oor sonde, die feit dat die mens die punt mis, die oomblik in die tuin waar God gesê het, kom ons maak mens na ons beeld, sodat. Weet jy wanneer laas het jy dit gelees nie, sodat hulle kan heers, en dan is daar hierdie oomblik in die tuin, waar die vyand natuurlik vir Eva iets anders te sê. Het God dan vir jou gesê? Nee, hy het gesê ons kan van alles eet, maar van daardie een boom mag ons nie eet nie, want dan sal ons sekerlik sterf. Hy sê jy gaan nie. Maar sien die rede hoekom God nie wil hê met van daai boom eet nie, want as jy daarvan geëet, wat gaan jy wees? Soos God, kan ek gou jou help net, is dat God kom en hy gee vir ons betekenis vir woorde. Wanneer God kom en hy sê, kom ons maak mens na ons beeld, dan sê hy, mens is die afbeelding, die afdruksel van wie God werklik waar is. En die mens kom en aanvaar nie die betekenis wat God aan die woord gegee het. Die mens kom. En hy sê nee, dit wat God gesê het, maar dit wat die vyand sê, dit is waar. En in daardie oomblik, wat tree in hierdie wêreld in? Dood. En die heerskappy van hierdie wêreld was nog altyd dood. En dis oor die sonde, omdat die mens die punt gemis het, in hierdie oomblik van die kruisiging, kom Christus, en hy word regverdig verklaar. En in 'n oomblik verander dit wat dood was na lewe. En genade kom en heers, hier is 'n ander heerser oor my en jou, en hier is die verwysing wat ek en jy vandag moet vasmaak in ons harte, want dit het 'n betekenis vir my en jou. Hier is die betekenis. Jy hoef nie meer vas te sit nie. Hoor gou. Paulus gebruik Adam. En Adam was mos mens in die Hebreëus. En hy sê die eerste Adam. Ek en jy was ingesluit in die eerste Adam. En oordat ons ingesluit was in die eerste Adam, het dood geheers, en nou kom 'n oomblik, en hy sê, maar daar's 'n tweede Adam, vanuit waar God nou hier die nuwe mensdom kom oprig, wat ek en jy nou moet ontdek, ek en jy is nie in Christus, so ek en jy kan alleenlik sien wie ons is, in die beeld van wie hy is. Hy sê, hy het my en jou kom uithaal, uit Adam. Dis vlees later aan waar ons lees oor hierdie goed. En ek en jy is nou in die nuwe Adam. En dis eintlik wat hy vir ons sê, om te sê dat daarom hoef jy nie meer vas te sit, hoor gou. Jy hoef nie meer vas te sit in sonde nie. Jy hoef nie meer die punt te mis van wat lewe werklik waar beteken nie. Johannes 10:10, ek seker jy gaan daar die teks herken, sonder dat hy op die bord is, nê. Ek het gekom om wat te doen? Om vir jou lewe, en dit in oorvloed te gee. Maar wat doen die vyand? Hy steel, slag, en verwoes. Maar hier is die probleem, ons dink altyd die vyand is die duiwel. Nie dat hy nie is nie, maar hier is iets wat gebeur het in die tuin van Eden. Is daai oomblik, toe Eva die vyand glo, toe sien sy die boom as goed om te eet.
'n lus vir haar oë. En die bome te begeerte geword. Hier is die probleem is dat ons ou Adam, my ou menswees, het 'n spesifieke begeerte. En nou sê hy, wag 'n bietjie, hierdie begeerte van ou Adam is heeltemal my punt te mis. Want wat wil ek doen? My eie goed. Dis presies wat daar gebeur het. Ek wil nie God se betekenis van lewe aanvaar nie. Ons skets mos ons eie. Of is dit net ek? Het jy nog nooit 'n selfie geneem en gesê, wow, dis lewe? Nee, okay. Right, so dalk is ek een van die eerstes. Maar anyway, hier is die realiteit, is dat ons skep betekenis vir 'n klomp goed in ons lewe, waar God 'n ander waarde daaraan geheg het. En daarom sit mense vas. Hulle sit vas in daai goed, want hulle besef nie wie ek is in Christus nie, dat Christus vir my lewe kom gee het nie, en daarom sit hulle vas in skuld, hulle sit vas in al hulle chaosies. Ek het nou alweer droog gemaak. Ag, die Here is besig om my te straf. Dis al hierdie goed wat ons konstant in ons lewe sê, maar ons sit vas. Ons sit vas in vrees. Weet jy wat die grootste gedeelte van vrees is? Om my en jou te weerhou om te aanvaar wie ons werklik waar is. Want ons wil so graag iemand anders te wees. In plaas dat ons besef wie ons is in Christus. Besef, wanneer ek en jy dit ontdek, wanneer ons vrykom van hierdie, wanneer hierdie my nuwe realiteit word, wanneer ek hoef nie meer vas te sit nie. Die amazingste ding, wanneer ek hierdie snap en ek hierdie aanvaar, dan kan ek nou leef. Nie vir eendag nie, nie vir die hoop dat ek daar gaan kom en die Here my gaan ontvang. Nee, dat ek nou al kan leef, want hy is reeds hier, hy is reeds met my, hy is reeds in my. Dis deur sy sterwe wat ek lewe ontvang het. Dis hierdie oomblik wat ek die ou mens kan ontleed en ek kan my aantrek met hierdie nuwe mens wat Jesus Christus is, want dis werklik waar lewe. As hy alles geskep het en hy het gesê, hierin is lewe, dan wil ek dit beleef. Nie my eie perspektief nie, my eie denke nie. Maar soveel van ons hou nog vas aan 'n klomp goed. Dan kan ek vir jou sê, solank jy daaraan vashou, solank sal nuwe lewe nie 'n realiteit word nie. Want solank jy daaraan vashou, neem iets die plek op vir nuwe lewe om te ontspring. Daar's 'n oomblik in jou lewe wanneer jy by 'n plek moet kom om te besef, ek het nodig om beheer oor te gee. Ek het nodig om my betekenis van lewe te laat gaan en dit te aanvaar wat God vir my sê. Ek het nodig om op te hou aan dinge vasklou. Want solank ek daaraan vashou, bly dit alleen. Bly ek hierdie ou wat vasgekeer is in dit, maar sodra ek dit laat gaan, dan ontspring dit. Dit bring vrug voor. En dit is vir my so besonder, is dat in hierdie gesprek kom Jesus en hy sê, wie sy lewe lief het, verloor dit. En hierdie beteken nie jou lewe wat hy vir jou gegee het nie. Hy praat van lewe, die definisie daarvan. Die betekenis van lewe. Hy sê wie hierdie betekenis lief het, verloor dit op die einde van die dag. Maar wie dit laat gaan en dit aanneem wat Christus sê, ontdek dit. Daar's iets, wanneer ek laat gaan van my pyn, van my seer, wanneer ek oorgee, wanneer ek loslaat, wanneer ek sterf in myself, laat nuwe lewe realiteit word.
Wanneer hierdie bron van liefde wat aan die kruis vir ons kom toon is, in my lewe 'n realiteit word, dan groei dit. Dit bring voort. Hier is my vraag aan jou, wat is daai goed wat jy vanoggend nog gaan vashou? Hoe lank gaan jy nog iemand anders die skuld gee? Hoe lank gaan jy nog omstandighede blameer? Hoe lank gaan jy dit nog teen daardie persoon hou? Hoe lank gaan jy nog die pyn vashou? Hoe lank moet daai gebrokenheid nog 'n realiteit wees in jou lewe? Wanneer gaan jy laat gaan? Want is wanneer ons laat gaan, dat nuwe lewe voortkom. Want wanneer ek laat gaan, dan gryp ek die ander. Gryp ek wat hy sê, sy betekenis, sy woorde. Ek sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie. Ek is met jou tot aan die einde van die dag. Ek is jou krag, ek is jou sterkte. Ek is jou verlosser. Ek is die heerskappy oor jou lewe. Ek is die ene wat sê, my woord sal ewig, luister gou-gou. Solank ek vashou aan woorde wat nie 'n waarheid in my lewe het nie, solank keer ek dat die woord van God, wat die saad is in my lewe, voortbring wat lewe is. Solank gaan ek leef in daardie plekkie, voel of ek alleen is, apart is, nie deel is nie, solank gaan jy jouself daar bevind. God bring ons in daai spasie en sê, kan ek en jy anders te kyk na die kruis? Kan ons die betekenis ontdek van hierdie kruis? Ek kyk hier na die kruis en sien dat my sonde daarin gesterf het nie. Dit is nou die gedeelte nie. Maar ek sien aan die kruis nuwe lewe. Ek sien aan die kruis 'n opofferende liefde. Dis wie ek is. Dis die gedeelte wat mens is. Ek kan my lewe gee vir hierdie. Want hier is iets van waarheid wat ek ontdek. Wat nodig het om voor te kom. En ek wil jou vanoggend vra. Hoe lank gaan jy nog vashou? Keer laat lewe voorkom, want hier is die oomblik, luister gou. Dis wat Jesus sê, ek sal jou na my toe trek. Maar dan moet jy liefde sê. Kan ek jou vra dat jy vanoggend dit sien? Dat jy nuwe betekenis sien. Nuwe betekenis van lewe. Dit moet sterf, sodat dit kan voortbring. Kan ek vir jou vra dat jy vir 'n oomblik jou oë toemaak? Dis hy wat jou aantrek. Dis daai krag. Dis die krag van die kruis. Wil jy nie vanoggend oorgee nie? Wil jy nie vanoggend daai saad laat gaan nie? God weet, pyn is 'n realiteit vir hom. Hy weet, vergifnis is moeilik. Hy weet om te laat gaan, is nie altyd maklik. Maar hy het dit vir jou gedoen, sodat jy kan laat gaan.
Wil jy nie die kans vat vanoggend en dit laat gaan nie? Daardie pyn, wil jy dit nie vir hom gee vandag? Daardie teleurstellings, wil jy dit nie vir hom gee vandag nie? Daardie woede, wil jy dit nie vir hom gee vandag nie? Jou beperkings, jou gebrokenheid, jou hartseer. Dit moet in die grond val en sterf. Want alleenlik wanneer dit sterf, kan dit 'n nuwe vorm aanneem. 'n Vorm van lewe. So ek wil jou 'n oomblik gee. Laat jy dit vanoggend vir hom gee. Ek wil jou uitnooi vanoggend. Ek wil jou uitnooi vanoggend om 'n oorgawe te maak as jy nog nie gedoen het nie. Waar jy nog wonder, is hierdie reël? Is Jesus reël? Het hy regtig vir my gesterf? Is daar regtig 'n nuwe lewe vir my? Of is hierdie man net een of ander storie wat 'n klomp mense in glo? Daar's 'n oomblik wanneer ek laat gaan van ou lewe, van my ou beskrywing na ontdekking. Maar mens moet laat gaan. Jy moet laat gaan. Want die enigste manier hoe hierdie 'n nuwe realiteit vir jou word, is dat jy in sy oë kan kyk. Dis dan daai oomblik wanneer ek in sy oë kan kyk, wat ek kan sien. Nie net die liefde nie, maar die belofte. Die belofte van nuwe lewe, nuwe skepping, in sy beeld gemaak, sodat. As dit jy vanoggend is, wil ek jou vra om 'n geloofsstap te neem. Terwyl elke oog toe is, 'n geloofsstap te neem, en te sê, Here, dis ek, en daai geloofsstap is wat ek jou vra om jou hand op te steek. Dankie, Here. Hou jou hand op, hou jou hand op. Dankie, Jesus. Nou gaan ek jou challenge, dat jy net jou hand ophou nie, maar dat jy sal opstaan vanoggend. Ouens, nuwe lewe kom nie deur 'n gebed nie, maar dit kom die aanvaarding van die koning van nuwe lewe. En hy wat opgestaan het, wil ek volgens celebrate, dat jy ag gegee het op die roepstem van hom. Ek gaan jou nou 'n ander uitdaging gee. Ek gaan jou nou vra om daar agter te gaan is bidders wat saam met jou wil bid. Want ons wil hierdie vasmaak, hierdie oomblik. Ons nie laat dit verbygaan nie, ons wil dit vasmaak in hierdie oomblik. Dat jy verstaan wat God vanoggend in jou lewe kom vermag het. So stap uit daar agter na die gebedsmuur toe. Vir jou wat bo gesit het, as jy net opstaan en afkom, hulle staan en wag vir jou. En ons wil jou verwelkom in die familie. Want dis hy wat gesê het, elkeen wat hom aanvaar, gee hy die reg
gee hy die reg om kind van God genoem te word. En vanoggend, omdat jy gesê het, hier is ek, Here, ek gee oor, het jy die reg ontvang vanoggend, tot daardie beskrywing. Jy is 'n kind van God. Wil jy nie net 'n oomblik vat, jy wat sit nie, kom ons gee net vir hulle hande klap, net hierdie oomblik, ons celebrate hierdie oomblik. En dis juist, julle wat daar agter is, hulle gaan vir julle bid nou, vir die res van ons gaan 'n oomblik neem, en hulle gaan daarna dit ook doen, maar ons gaan nou nagmaal neem. Jy sien nou, wanneer Paulus iets aan ons skryf oor ou Adam en nuwe Adam, dan beskryf hy Jesus as die lewendgewende. Hy wat lewe kom gee. En hoe het hy dit gedoen? Deur sy dood. En hier is die ding wat ons gebruik, om dit te herdenk, om dit eintlik te proklameer is die nagmaal. Dis daardie oomblik. Dis daardie oomblik, wanneer Jesus gesê het, hierdie is my liggaam wat ek vir jou gee. Sodat wat kan gebeur? Sodat jy nie hoef stak te wees nie. Wanneer ons die brood neem, is dit 'n herinnering aan juist dit, wat Christus vir my en jou aan die kruis kom doen het, en dan sê hy, in my bloed is die nuwe verbond, dis die seël tot. Ek wil jou uitnooi, dat ons hierdie gebruik vanoggend, ek wil jou vra dat jy dit gaan neem, en saam met jou familie neem. Hierdie oomblik vasmaak in jou hart, en dan gaan ons 'n lied sing, en dan gaan ons jou uitstuur in hierdie wêreld in, met lewe. Met lewe. Wat ek en jy celebrate oor Jesus Christus. Amen. So gaan vir ons bid, en dan gaan ek jou nooi, gaan neem vir jou nagmaal. So Here, dankie, dat ons vanoggend in hierdie oomblik, saam met elke persoon wat ja sê vir hierdie nuwe realiteit. Romeine 10 vers 9 is so duidelik, elkeen wat U bely met sy mond as Here, en in sy hart glo dat jy uit die dood uit opgestaan het, elkeen sal gered word. Here, dis wat ons vanoggend vier, deur nagmaal te neem. Hierdie oomblik waar hy na die kruis gegaan het, sodat ons kan ontdek, die koringkorrel het in die grond geval, en gesterf, en dit het meegebring vrug. En ons, 2000 jaar later, is nog steeds die vrug, wat voortkom uit die koringkorrel. Here, soos wat ons hierdie nagmaal gebruik, mag hierdie brood van lewe realiteit word vir ons. En die bloed, die stempel van nuwe lewe. Ons eer U. In Jesus naam. Amen.